Hallo julle, hoor. Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons erediens vandag. Ons bede is dat direk vertroos sal word. Namens die kerkraad die volgende afkondigings. Kollekte is vir die diens van barmhartigheid. Verjaarsdag vandag van die Swanepoel. Theologie, Wilmarie Skols, ons sê vir hulle baie geluk met verjaarsdag. Ons vra dat jy ons gelukwens aanvaar en oordra asseblief. En sê vir ons sê verjaarsdag sou alleen sonder jou geniet. Baie geluk. En dan kry jy Louis Malan, DV Woensdag sy B-Div-graad, en sê vir hom ook sê ons baie geluk daarmee. Kom ons sing lied 188, vers 3.
is geleentheid vir stil gebed tot die Here. Kom ons sing Psalm 43 vers 2 as die wotum. Daarna ontvang ons die seëngoed van die Here en dan loof ons hom met 138 vers 1. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons bely saam met die kerk vir al die eeue ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, omdat Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan. Hy het die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ek dink nie dat ons elke dag besef hoe kragtig die Heilige Gees in ons werk nie. En daarom belangrik ook, kyk wat die dorselereëls vir ons leer daaroor oor die kragtige werking van die Heilige Gees. Paragraaf 11. Verder, wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk, dan laat hy die evangelie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Hy vlug ook nie net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees, so die dinge van die Gees van God reg verstaan en onderskei nie, maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees, wat wedergeboorte skenk, bring hy ook deur tot die binneste dele van die mens, open hy die geslote hart, versag hy wat hard is en besny wat onbesnede is. In die wil stort hy die eienskappe in, en maak die wil, wat dood was, lewend, wat sleg was, goed, wat onwillig was, gewillig, en wat ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil, so dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Die mens in sy sondige staat is totale al dood, dit leer die skrif ons. En Christus maak ons lewend deur sy werk, hy gee ons ook sy Heilige Gees, en daarom belangrik, 'n mens kan nie verstaan dat Christus vir sondes gesterf het, as die Heilige Gees jou nie insig en wysheid gee nie, as die Heilige Gees jou nie kragtig lei, deur homself nie, sodat mens die dinge van die Gees van God reg verstaan en onderskei nie. Maar belangrik, die wedergeboorte geskenk van God, hy verander ook die binneste deel van die hart van die mens. Hy open die geslote hart. Die hart wat nie aan God wil glo nie, open hy, maak dit oop. Hy besny wat onbesnede is, en hy verander jou wil wat dood was, jou wil om sonde te doen wat dood was, maak hy lewend, wat sleg was goed. Innerlik word die mens totale al vernuwe deur die kragtige werk van die Heilige Gees. En daarom kan jy, deur die genade van God en die werk van die Heilige Gees, altyd soos 'n goeie boom, vrugte van goeie werke dra. Ek dink mens moet meer besef, die kragtige werking wat die Heilige Gees in ons gewerk het, en ons elke dag lei en dra om naby te wees. En daarom kan ons nie anders as saam met Paulus te sê, in Romeine 8, na die verlossing, die sonde van die mens en die verlossing van die mens verkondig het nie, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. En roep hy uit oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondlik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy plig is om ons terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
En daarom sê hy, omdat God ons verlos het, beantwoord dit met 'n heilige lewe wat welgevallig is aan God. Romeine 12. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferminge van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat onaanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle beoefen. Nie die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander om julle denke te vernuwe. So kan ons skryf wat die wil van God is, wat goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, nie vir jouself meer dink as wat die woord dink nie. Nee, leer julle daartoe om beskeie te wees in stemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam. Die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, sal ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Dis om te dien, laat ons dien. Dis om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. Dis om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat het sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie jou toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en leer toe gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle vervloek nie. Wees bly saam met bly is en treur saam met treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederig is. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self op raak neem nie, geliefdes, maar laat oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jy vyand honger is, gee iets om te eet. As jy dors is, gee iets om te drink. En deur dit te doen, maak jou vuurrooi van skaamte. Nie die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons sing Psalm 65 vers 1, daarna wat ons saam en daarna sing ons vers 3. Ons almagtige hemelse God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en prys en dank U vir U goedheid. Ons aanbid U grootheid, U liefde, U barmhartigheid. Ons dank U vir die voorreg om te weet dat U ons sondes wegneem, alleen op grond van die soendood van Jesus Christus. Ons dank U vir die inwoning van die Heilige Gees, wat ons nuut maak om te leef tot ere van U naam, wat ons wil verander om gehoorsaam te wil wees. En daarom bid ons, wil U ons deur die woord vertroos, versterk, bemoedig en vermaan, sodat ons sal lewe as goeie bome wat goeie vrugte dra. Lei ons deur die woord en deur die Gees, sodat ons elke dag in alles alleenlik U lof verkondig. Wil U ons harte oopmaak vir die woord, wil U self seker maak dat die woord reg verkondig word, tot ere van U naam en tot opbou van ons geloof.
Wees U nou in ons midde en lei en dra ons deur die liefde en barmhartigheid. Vergewe ons sondes om Jesus Christus naam te wille. Amen. Ons lees saam met Jesaja 11 van vers 9 tot 12 vers 6. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie. Die aarde sal so vol wees van kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand die geslag van Isaïe vaandel wees in die volke. Die nasies sal na hom vra en sy woonplek sy hoë aansien geniet. In die tyd sal die Here 'n tweede keer sy hand uitsteek om die oorblyfsel van sy volk los te koop. Almal wat oorgebly het in Sirië, Egipte, Patros, Kus, Elam, Sinar, Hamat en die kuslande rondom die Middellandse See. Die Here sal 'n vaandel oprig onder die nasies en sal die ballinge van Israel bymekaar maak. Die verstrooides van Juda laat saamkom van die uithoeke van die aarde af. Efraim se naaiwer sal verdwyn en Juda se teestanders sal uitgroei word. Efraim sal nie weer jaloers wees op Juda nie, en Juda sal nie meer vyandig wees teenoor Efraim nie. Saam sal in die weste die Filistyne aanval en saam sal die mense in die ooste plunder. Hulle sal die Edomite en die Moabite verslaan, en die Ammonite sal onderdanig wees. Die Here sal die Nyldelta laat opdroog, en soos kroon die wind in die Efrat stuur, en net 7 kanale daar wat oorbly wat 'n mens met skoene aan kan deurloop. Daar sal vir die oorblyfsel van sy volk wat in Sirië is 'n groot pad wees, soos daar was toe Israel Egipte weggetrek het. Op daardie dag sê jy sê, ek loof U, Here, U was kwaad vir my, maar U is nou nie meer kwaad nie, en U het vir my uitkoms gegee. God is my redder. Ek vertrou op Hom, ek is nie meer bang nie. Die Here, my God, is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Met blydskap sal die water skep in die fonteine van redding. Op die dag sal hy uitroep, loof die Here, roep sy naam aan, maak sy dade aan die volke bekend en verkondig dat sy naam groot is. Sing tot eer van die Here, want hy het groot dinge gedoen, maak dit in die hele wêreld bekend. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is die Heilige van Israel en hy is by julle. Dan ook Johannes 7, op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, wat na my toe kom en drink, en die wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hierdie na die Gees verwys, van die mense wat geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, en Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Party van die mense wat hierdie woorde gehoor het gesê, hy is werklik die profeet. Party het gesê, hy is die Christus. Maar party het gesê, die Christus kom tog nie uit Galilea nie. Die skrif sê ons, die Christus kom uit die nageslag van Dawid en uit Bethlehem, die dorp waar Dawid was, waar het 'n verdeeldheid oor hom onder die mense gekom. Ons teksverse, Jesaja 12 vers 3, met blydskap sal jy water skep uit die fonteine van redding. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, hierdie kort hoofstuk 12, wat net 6 verse is,
sluit die gedeelte oor Immanuel, God by ons. Want die hoofstuk 7 begin af met 'n loflied op dit wat God doen. 'n Loflied wat deur almal gesing word, wat die nabyheid van God ervaar en deur hom verlos is. Hulle loof hom vir sy verlossing en genade. Vers 6 sê ook weer eens, God is by ons, God is by julle. En dit vorm 'n hoogtepunt en is loflied van die verlosters wat sing tot ere van God. Met hier en daar 6 verse kommentaar van die profeet ook. Dit kom baie ooreen met die oorwinningslied wat Miriam en Moses laat sing het, daai deurtog deur die Rooi See, Eksodus 15. Net na hulle deur is en besef het God hulle verlos, kon hulle nie anders as om spontaan 'n loflied te sing tot ere van God nie. Israel het gesien hoe kragtig die Here in Egipte opgetree het en is vervul met ontzag vir hom en het hom geglo. In die laaste gedeelte van hoofstuk 11 is die probleem wat hoofstuk 1 gestel is opgelos. Hoofstuk 1 sê die profeet, daar is geen kennis van God nie. En is die mense eintlik swakker daarin toe as 'n os en 'n donkie. 'n Os en 'n donkie ken die krag van sy besitter. Maar die profeet sê, Israel ken God nie, daar is 'n gebrek aan kennis en gebrek aan samelewing met God. En nou sê hy weer ons, in hoofstuk 11, die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos wat die see vol water is. Onkunde, afsydige teenoor die Here, het gegroei tot kennis van die Here en tot 'n lewe in gemeenskap met hom, deur sy genade vol. Gemeenskap met die Heilige van Israel, en daarom word hy aanbid, geloof en geprys vir alles wat hy gedoen het en vermag het. Hy het Israel getuigtig, hy het Assirië ook getuigtig omdat hulle geweet opgetree het, en daarom vertrou die volk nie meer Assirië nie, maar die Here alleen. In die laaste gedeelte was ek al verkondig dat die kennis van die Here sal toeneem. Op sy heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie. Die eerste gedeelte beskryf vir ons wat is die gevolg van hierdie kennis van God, sodat mense in vrede met mekaar saamleef en selfs diere met mekaar in vrede saamlewe. Die diere in vrede saamleef omdat alle sonde en kwaad weggeneem is. Die kennis van God en gemeenskap met hom neem die sonde en kwaad weg uit jou lewe uit, sodat jy kan leef tot ere van sy naam. Efraim die noordelike ryk en Juda sal saam die evangelie van verlossing verkondig, waar hulle voor mekaar geveg het. Vyandskap word verander, dat hulle saam die woord van God uitdra. God sal 'n groot pad oopmaak vir die nasies om te kom, om hom te aanbid en te deel in die kennis van hom. Groot pad, deel daarvan dat almal sal graag wil aankom, om deel te wees van hierdie kennis, hierdie lewe saam met God. Niemand sal iets verniel op sy heilige berg nie. Verhoudinge tussen mense word herstel. En die so geweldig is die vrede wat die vredevors bewerk word. Hoofstuk 7 sê, daar sal 'n kind gebore word. Hoofstuk 9 sê vir ons, 'n kind is gebore, 'n seun is gegee, hy sal vredevors genoem word. En die vrede dring deur tot selfs die diereryk, want wolwe en skape sal saam bly en koeie en beere saam by. Totale vrede wat deur die kind wat gegee is, die seun wat gebore is, bewerk is, die vredevors van God wat heenwys na Jesus Christus. En hy sal heers aan sy ewige koninkryk. En elkeen wat dit aanskou, daardie magtige werk van die Here, sal op daardie dag die Here aanbid, loof en prys. Iemand wat die kragtige dade van die Here sien en sy verlossing deelagtig word, kan nie anders as om dankbaar en ootmoedig vir hom aanbidding te buig en hom te loof nie. Spontaan, net soos wat Israel die oorwinningslied na die deurtog deur die Rooi See spontaan aangehef het om God te loof en te eer vir wat hy gedoen het. Elkeen wat aanbid sal sien en erken, Here was kwaad geweest, so hy, ek verdien die tugtiging en daarom is ek bly, hy is nie meer kwaad nie. En elkeen wat hom aanbid sal weet, dat die gelowiges sien die oordeel en tugtiging van die Here as bloot dissipline wat hy leer, sodat ons al hoe nader en nader aan hom kan kom. God is nie meer kwaad nie, want die gelowiges het berou gehad, hulle sonde bely en hulle bekeer. En die gelowige verstaan altyd die tugtiging van God as 'n vader wat sy kind wil teregwys, sy kind wil nader bring. Die kind wil dissipline leer om saam met hom te lewe. En hy erken hulle, dit was goed geweest, al was dit nie elke dag maklik geweest nie. Hy straf nooit die gelowige om die gelowige te verwoes nie, maar om die gelowige te veredel, te leer om al hoe meer en meer van hom afhanklik te wees, saam met hom te lewe en gehoorsaam te wees. Die ongelowige wat in sy sonde volhard,
word wel deur God se oordeel totaal vernietig, omdat hy sy genade verwerp het. Daar is blydskap en die tugtiging het bekering gebring. Daar is altyd na 'n slaaf van bekering innige gemeenskap met mekaar. Wat 'n vader kan getug het, is daar innige gemeenskap en sê, dit was goed geweest, dit is nodig geweest. Dieselfde gebeur hier ook. En dis juist die doel van die tug, om die gemeenskap te verdiep en te vinnig. Op daardie dag is 'n tydsaanduiding van beloftes van God wat werklikheid word. Elke maal in hierdie gedeelte praat van op daardie dag. Ander dele in die Bybel ook praat van op daardie dag. Op daardie dag is die dag waar God beslissend optree, iets sal doen, sy belofte sal vervul, en genade sal gee en verlossing sal gee. Dit verwys na die groot dade van die Here wat sy volk lei. Daardie dag kan nou wees in die geskiedenis, of dit kan wys na een dag later wat al betref. Baie keer verwys dit na iets wat later gebeur, en baie keer verwys dit iets na wat onmiddellik gaan gebeur in daardie tyd. Dit hy altyd op God se verlossingsdade, of sy oordeel oor die waarde sondaars aan. Daardie dag word meermale gebruik in hierdie hoofstukke, en dit telkens 'n besonderse verlossing of oordeel van hom aan. Daardie dag tree God op, en daardie dag sal Christus weer kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Sodra die gelowige die verlossing van God, wat God bewerk het, sien, sing hy tot eer van die Here. Hy loof hom, hy erken dat alles wat gebeur het, goed was, en God nou uitkoms gegee het. Die vertroue is nie meer op Assirië, op wêreldmagte nie, maar alleen op die heilige van Israel, geleer om God alleen te vertrou, alleen van hom afhanklik te wees. En daarom kan hy bely, en bely jy ook saam met al die gelowiges, dat jy nie meer bang is vir God nie, maar dat hy jou krag en beskerming is. Sodra mens God se verlossing aanvaar het, jou sonde ken, bely en vergifnis ontvang het, is jy nie meer bang vir die oordeel van God nie, vir die straf nie, want jy weet, daardie straf wat jy moes kry, het Christus vir jou gedra op Golgotha. Hy het jou versoening gedoen, hy het jou straf gedra en jy verlos om saam met God te kan lewe. En daarom kan mense sy tugtiging positief ervaar, want jy weet, sy tugtiging sal jou altyd ten goede kom. Dan bely jy dat hy jou krag, beskermer en redder is. Iemand wat God se genade erken, ervaar, bely altyd, hy is my krag, beskerming en redder. Die woord wat vertaal is met beskerming, dra in die oorspronklike Hebreëus die betekenis van 'n lied. Die King James Version vertaal dit ook met song. Met ander woorde, 'n lied wat gesing word, omdat jy jouself in God veilig vind. God is jou lied, jou beskerming, en daarmee dan die beskerming wat afgelei word daaromtrent. Sing tot eer van die Here en vind jy beskerming in hom. Laat hy altyd jou lied wees om hom te loof en te eer. En net hy kan werklik beskerm en red, en doen dit graag uit genade alleen. Soek jou krag in hom, om al die swaarheid te verwerk en te groei in die geloof. Ons teksverse is kommentaar van die profeet wat vertel wat gebeur met elkeen wat aanbidding leef en God loof en prys. Hulle sal in blydskap water skep in die fonteine van redding. Fonteine van redding wat opborrel, wat altyd 'n oorvloed van water gee. Daar kan 'n mens gaan redding vind by God alleen. Redding is 'n oorvloed en moet geskep en aanvaar word. En dan belangrik, water is lewensnoodsaaklik en veral in 'n dorpland soos Kanaan word telkens gebruik om lewe aan te toon. Reg deur die Ou Testament is water 'n simbool van die lewe wat God gee. Lewe is noodsaaklik. Hy het bitterwater soet gemaak in die woestyntog en 2 keer uit rotswater gegee. Jesaja verwys telkens na water as lewe en verkondig ook in Jesaja 55 die waterverkoper. Want daar was waterverkopers daardie tyd gewees omdat water so skaars is. Sal die water verniet weggee vir almal, soos God die verlossing verniet gee uit genade alleen. Jesus Christus gebruik die water as beeld van die Heilige Gees. Tydens die Loofhuttefees, Johannes 7. Fonteinwater wat uitborrel word as lewende water genoem, omdat daar lewe in die water is en word gebruik as beeld van die lewe wat God uit genade alleen skep in die harte van die gelowiges. Hy skep oorgenoeg water om te skep, oorgenoeg verlossing, en is beeld van sy genadige verlossing en heelmaak van ons. Elkeen wat daarvan skep, wat dit ervaar, dit drink, loof hom, aanbid hom, en maak sy dade bekend onder alle volke, en verkondig dat sy naam alleen groot is. Verwys na die verkondiging van die evangelie, dan die kruisdood, opstanding en hemelvaart van Christus.
En dan die laaste verse is 'n oproep om hom wat alles doen te prys. Prys die Here, sing tot sy eer lof. Elke dag stil staan en kyk wat hy gedoen het. Hy het inderdaad groot dinge gedoen. Hy doen elke dag nog groot dinge. Kyk na die geskiedenis van Israel, gaan lees die Bybel en sien hoe God hulle gelei en gedra het. Kyk hoe God ook in jou lewe, jou lei en dra om al hoe meer en meer afhanklik van hom te wees, al hoe meer en meer saam met hom te lewe, sodat sy naam verheerlik kan word. Kyk na die groot gebeurtenis aan die kruisdood van Jesus Christus, om die mens met God te versoen. Hy het alles gedoen, sy eie seun gestuur, sodat ons kan lewe. En dan moet hierdie evangelie aan die hele wêreld verkondig word, sodat almal saam met hom kan leef. Hy neem die sonde weg, sodat daar vrede kan wees wat die eerste gedeelte van hoofstuk 11 uitgespel is. Die profeet gee opdrag dat al die inwoners van Sion moet jubel en juig. Al die inwoners op daardie stadium is al die nasies wat oor die hele aarde in die groot pad wat hy gemaak het gekom het, om vol te word van kennis. Die hele totale aarde moet loof en sing tot ere van God. En as die mense dit doen, dan sal kennis van hom, die sonde en die kwaad wegdryf. Die Heilige Israel is groot en hy is by hulle. Die bevestiging van die heerlike profesie van Immanuel, God by ons. Hy sluit af, God by ons. In daardie tyd in die Ou Testament verwys dit na God se teenwoordigheid in die tempel, bo die versoendeksel van die ark. Die versoendeksel word dikwels beskryf as die voetbank van sy voete. Hy staan daar, van daaruit praat hy met Moses ook. Hy is in midde van sy volk en hy vul die aarde met kennis van hom, so dit so vol is soos die water, soos die see vol water is. En na die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus, het hy ook die Heilige Gees uitgestort. Hy wil 'n gemeenskap met jou lewe en jou gebruik om sy lof oor die hele aarde te verkondig. Daardie fonteine wat jy kry van redding, moet in jou opborrel uitlewe, dat almal kan sien dat jy kind van God is en saam met hom lewe. Laat die Heilige Gees jou elke dag vernuwe, so 'n strome lewende water uit jou kan kom, en ander kan deel in die vreugde van kind wees van die Here. Skep elke dag uit die fonteine van redding, so die lewe al meer en meer die beeld van God vertoon aan almal om jou. Jubel en juig, want die Heilige van Israel is groot en hy is by jou. Jubel en juig omdat jy leef in God se nabyheid. Hy is by jou, hy is saam met jou elke dag. Laat strome water uit jou, lewende water uit jou vloei, as jy dagtaak dankbaar doen, vreugdevolle doen tot ere van God. Wanneer jy as gesin rondom die woord vergader, dank en loof en eer God daarmee, en wys mekaar op sy verlossingsdade. Dra mekaar se laste, dit loof en eer God ook. Vergader saam in die erediens tot sy ere. Doen voorbinding vir die wêreld, vir die medegelowige, en weet dat God almal wil lei en dra deur sy genade. Geef vreugdevol jou bydrae by die standhouding van sy kerk. Help elkeen in nood wat hy op die pad bring, deur jouself te beheer en nee te sê vir die kwaad. Heers oor die sonde, heers oor groepsdruk, leef naby God en jaag die kwaad wat dit aanbetref deur jou lewe weg. Wees lief vir mekaar en leef nederig en goedhartig met vreugde. En dan hef saam 'n loflied aan tot ere van hom wat Immanuel, God by ons is. Amen. Ons dank saam. Ons almagtige hemelse God en Vader, dankie dat U by ons is. Dankie dat ons weet, U is elke dag by ons, dra ons en lei ons deur die woord en deur die Gees. Ons dank U vir U woord, vir die vertroosting daarvan. Ons dank U vir die fonteine van redding wat U elke dag vir ons gee. Lei ons deur die woord en deur die Gees en laat ons so leef en werk dat U naam alleen en alles in verheerlik word. Ons loof en prys U vir die goedheid, genade, vir die soendood van Christus, vir die Heilige Gees wat in ons woon en werk. Laat U Gees ons bemagtig om altyd gehoorsaam gelowig te lewe tot ere van U. Ons bely ons sonde en ons skuld voor U. Ons bely dit elke dag ten spyte van ons beste voornemens, elke male nog weer struikel in ons sonde. Vergewe ons dit en leer ons om te heers oor die sonde. Leer ons om so te lewe dat U naam alleen verheerlik sal word.
Ons bid vir die kerk oor die ganse aarde. Laat u kerk groei en toeneem. Laat u kerk altyd die heerlike belofte van die genade van die evangelie verkondig aan almal. Ons bid vir die owerhede, ons bid vir reg en geregtigheid. Ons bid vir vrede op aarde. Daar is so baie oorloë en u alleen as die almagtige God kan dit stop en laat ophou. Wees met al die mense wat ly as gevolg van die oorloë. Skenk u krag en u genade. Help ons om ook altyd in vrede te lewe tot ere van u naam. Ons bid vir elkeen wat swaar het, wat in nood verkeer, wat siek is, wil u lei en dra en naby wees, krag en genade en gesondheid gee. Laat ons uitreik na almal om ons, sodat u naam verheerlik kan word. Versorg ons elke dag na ons nood en na ons behoeftes, en wil u met ons wees. Vergewe ons sondes, om Jesus Christus naam te wille. Amen. Daar is geleentheid vir die liefdegawe. Ons sing Skrifgelinge 8:1, vers 1 en vers 2. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees.